Hallo en baie welkom by hierdie video. As jy nog nie gesubscribe het nie, druk die knoppie, dis daai vierkantige knoppie net hier onder die video. En as jy 'n opmerking wil maak, as jy vir my wil sê hoe dit met jou gaan, wat jy dink van die video, maak gerus so die opmerkingskolom onderkant hierdie video. Nou ja, as jy al reeds gesubscribe het, ek is so dankbaar dat jy 'n subscriber is en dat jy kyk na my video's en dit partykeer aanstuur ook. Ek hoop hierdie video beteken vir jou iets. Vandag gesels ek oor selfdissipline of selfbeheersing en meer spesifiek oor 5 dinge, 5 gebruike of 5 geheime van mense wat selfdissipline het. So kom ek val sommer met die deur in die huis deur te sê, wat is selfdissipline of wat is selfbeheersing? Gewoonlik word in die Afrikaans en Engels nogal effens onderskei tussen die twee. Selfbeheersing wys gewoonlik, as ons praat van selfbeheersing, na iets wat ek wil doen, maar ek weerhou myself daarvan om dit te doen, omdat ek weet dat dit goed is vir my. Kom ek noem 'n voorbeeld. Ek is lus vir daai sjokoladekoek, maar ek weerhou myself om dit te eet, want ek weet ek wil gewig verloor. Selfdissipline verwys gewoonlik in Afrikaans na iets wat ek nie wil doen nie, maar wat ek doen omdat ek weet dit is goed vir my. So kom ek noem weer 'n voorbeeld. Ek is nie lus om te gaan draf nie, maar ek weet as ek gaan draf, is dit goed vir my, dit gaan my fiks maak en daarom gaan draf ek pas selfdissipline toe. Maar as ons gaan kyk in die Bybel en ons lees in Galasiërs 5:22 onder andere dat selfbeheersing 'n vrug is van die Gees, 'n vrug van die Heilige Gees wat die Heilige Gees van God vir ons kom gee. Maar die Griekse woord wat daar gebruik word is enkatreia en dit verwys letterlik na mag oor self. Met ander woorde, dit is as jy jouself kan beheer, as jy mag uitoefen oor jouself, en dit maak nou nie saak of jy jouself weerhou daarvan om iets te doen wat jy nie behoort te doen nie, en of dit is om iets te doen waarvoor jy nie lus het nie, albei word onder daardie woord beskryf, enkatreia in die Grieks. So vandag gesels ons oor dit, selfbeheersing of dan nou selfdissipline. Ek het 'n kamermaat gehad in my eerste jaar, sy naam was Karel, ek sal nou nie sê wat sy van was nie, maar hy was 'n begaafde musikant gewees. Sy eerste instrument, hy het musiek gestudeer, was dwarsfluit en sy tweede instrument blokfluit, en dit was so lekker gewees as ek partykeer in die kamer inkom en dan lê Karel op sy bed en dan speel hy net dwarsfluit of blokfluit. Te mooi. Hy was regtig baie begaafd geweest. Maar baie keer in my eerste jaar, dan kom hy by die koshuis aan en dan sê hy, Dani, van nou af gaan jy my nie baie sien nie, want ek het besluit, ek gaan van nou af elke dag 6 ure oefen aan my dwarsfluit en aan my blokfluit, want die dosent het gesê, as ek 6 ure op 'n dag oefen, dan staan ek 'n baie goeie kans as ek baie maklik inkom en 'n beurs kry om oorsee te gaan studeer en oorsee in 'n orkes te gaan speel. So van nou af gaan jy my net nie sien nie. Ek gaan oefen 6 ure elke dag. En dan so 'n dag of 2 later, dan kom ek in my kamer en dan lê Karel op sy bed en rus in die middel van die dag. En dan sê ek vir hom, Karel, moet jy nie gaan oefen nie? Dan sê hy vir my, o ja, ek het besluit ek sal volgende week begin, want hierdie week is al amper halfpad verby, so ek moet liewer in die begin van 'n nuwe week begin. Maar volgende week kom en volgende week gaan en Karel het nog nooit begin oefen nie. En so die hele jaar deur gegaan en hy het nooit 6 ure op 'n dag geoefen nie. Want hy was so goed geweest, hy het sommer vir die eksamen ook nie baie geoefen nie. Die voorbereide stukke het hy sommer net geblad lees. Maar dit daar gelaat, Karel was nie gedissiplineerd om 6 ure op 'n dag te oefen nie. En dit is ons almal se groot probleem. Ek noem nie hierdie voorbeeld om vir Karel sleg te maak nie. Inteendeel, ons almal het 'n probleem met dissipline. Ons almal het 'n probleem met selfbeheersing. Ons wens almal, ons kon so 'n bietjie meer selfdissipline aan die dag lê, né? Want sou dit nie wonderlik wees as ons die dinge wat ons nie wil doen of nie behoort te doen, kon een kant toe skuif nie. En as ons net dit doen wat ons behoort te doen wat goed is vir ons nie. Ons het almal meer selfdissipline nodig. Spreuke sê vir ons 'n man met selfdissipline is meer werd as een wat 'n stad kan inneem. Galasiërs 5:22 sê vir ons die vrug van die Gees is onder andere selfbeheersing. En in 2 Timoteus 1:7 sê Paulus, die Gees wat ons aan ons gegee is nie 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing of selfdissipline. Daarom moet ons vir God vra, Here, gee vir ons meer selfdissipline, gee vir ons meer selfbeheersing, sodat ons die dinge kan doen wat ons moet doen, en sodat ons die dinge wat ons nie moet doen nie sal doen nie. Nou kom uit by 5 geheime of dan nou 5 gebruike van mense wat selfdissipline het. En die heel eerste een is, doen dit wat jy nie voor lus het nie, dit waarteen jy opsien, doen dit heel eerste. Ja, nie alleen moet jy dit doen wat jy nie wil doen nie, jy moet dit heel eerste doen. Kom ek noem 'n voorbeeld. Sê nou maar jy besluit, ek wil meer tyd in gebed met die Here spandeer elke dag. Nou staan jy op in die oggend, en dan dink jy, okay, goed, ek is nie nou regtig lus vir bid nie, want ek het nie nou tyd nie, ek moet nou eers gaan koffie maak, en dan moet ek dit doen, en dan moet ek,
En op die ouend, ek sal bid as ek meer lus het daarvoor. Ek kan jou waarborg, jy gaan nie lus raak vir bid daai dag nie. Jy gaan glad nie. Daarom moet jy dit heel eerste in jou dag doen. Voor jy enigiets anders doen, doen dit, bid en kry dit uit die pad uit. Nie om te sê, kry dit uit die pad uit, jy gaan nie weer bid die dag nie, maar doen dit wat jy nie wil doen nie, heel eerste elke dag. As jy wil fiks raak, maar jy is nie lus om te gaan draf of lus om te gaan oefen nie, doen dit heel eerste, anders te raak dit soos 'n berg voor jou. As jy 'n probleem het om op te los, dalk 'n konflik wat jy moet hanteer, tel die telefoon op en doen daai ding wat jy teenop sien, daai ding waarvoor jy nie lus is nie, doen dit heel eerste, dan kry jy dit uit die pad uit en dan lê die res van die dag vir jou oop, want jy het reeds dit waarteen jy opgesien het, dit waar jy nie uitgesien het nie, dit het jy reeds afgehandel in jou dag. So doen dit wat jy nie wil doen nie, heel eerste elke dag. En dit bring my by die tweede ding wat jy moet doen, as jy selfdissipline aan die dag wil hê, of as jy self gedissiplineerd wil lewe, en dit is doen elke dag iets om jou nader te bring aan jou doel, volhard met ander woorde, met dit wat jy moet doen, of dit wat jy nie moet doen nie, moenie daarmee ophou nie. Rome is nie in een dag gebou nie, sê hulle. Ja, hoe eet 'n mens 'n olifant? Stukkie vir stukkie. As ek 'n toneelstuk moet gaan skryf, en die ding moet 110 bladsye lank wees, en ek gaan sit en ek dink, sjoe, 110 bladsye, waar gaan ek die idees kry? Dit gaan my so lank vat, dan gaan ek dit nooit doen nie. Maar ek sê vir myself, okay, ek moet net vandag 3 of 5 bladsye skryf. Dis nie so baie nie, ek kan dit doen. En dan doen ek dit, en dan kom ek agter, wow, ek het 8 of 10 bladsye geskryf. En dit is hoe mense doen, stukkie vir stukkie, elke dag getrou om nader te kom aan jou doel. Moenie ophou nie, volhard, dis verskriklik belangrik. Ek onthou jare gelede toe my oudste dogter in graad 1 was, toe het hulle laerskool 'n pretdraf gehou en dit was 5 kilometer ver gewees. En die kinders en die ouers het almal saam aangetree om te gaan hardloop en toe die skoot klap het die kindertjies met 'n vaart weggespring en het voluit gehardloop en na omtrent 100 of 200 meter het hulle gaan staan, want hulle het nie 'n idee gehad hoe ver 5 kilometer is nie, hulle het hulle self gehardloop. En dit is dikwels die fout wat ons ook maak. Wanneer ons 'n doel het, wanneer ons iets wil doen en wanneer ons dissipline aan die dag wil hê om dit te doen, dan spring ons met 'n vaart weg, ons begin iets en dan gee ons moed op, want die taak lyk net te groot. Ons is poot uit, ons is uitgeput. Daarom moenie die hele olifant op een dag probeer afhap nie. Kou dit stukkie vir stukkie, maar moenie ophou kou nie, moenie ophou eet nie, om dit so te stel. Toe ek my YouTube kanaal begin het, ek het al hierdie jaar 107 video's gelaai op my YouTube kanaal. As iemand vir my gesê het in die begin van die jaar, jy moet hierdie jaar, sê maar 150 of 200 video's laai op jou YouTube kanaal, en so ek vir hulle gesê, nee, dis te veel, ek kan dit nooit doen nie. Maar, elke week, net getrou, daardie stukkie doen wat ek moet doen, daardie opname maak wat ek moet opneem, daardie video edit wat ek moet edit, en dit oplaai, en sien daar. Nou het ek al 107 gelaai van die begin van hierdie jaar af. So dis nie so moeilik nie. 'n Mens moet net aanhou om elke dag ietsie te doen wat jou nader gaan vat aan jou doel. Om elke dag dit wat jy nie moet doen nie te doen nie. En dit wat jy moet doen, te doen. Al is net 'n klein treetjie. Dit is hoe mense marathon hardloop. 1 tree op 'n slag. Die derde geheim van selfbeheersing of van selfdissipline is pas uitgestelde beloning toe. Ek weet nie mooi hoe om dit te sê anders in Afrikaans nie. In Engels sê mens dit delayed gratification. Nou, hulle het 'n eksperiment gedoen jare gelede met 'n klomp kindertjies. Hulle het vir hulle koekie daar neergesit en gesê, as jy nou daai koekie vat en hom eet, dan kry jy net die een koekie. Maar as jy 15 minute wag, dan gaan ons vir jou nog koekies gee, dan gaan jy sommer 'n klomp koekies hê. En meeste van die kinders het net dadelik daai koekie gegryp toe hulle hom sien, want hulle was lus vir hom en hulle het hom geëet. Hulle wou nie wag nie. Hulle wou nie met hulle beloning wag nie. En so is ons groot mense ook. Ons wil dadelik hê wat ons nou wil hê, waarvoor ons nou lus is. Ons wil nie ons beloning uitstel nie. Queen sing 'n liedjie, I want it all and I want it now, né? En dit is hoe baie mense is. Maar dit is nie 'n goeie gewoonte om te hê as jy selfbeheersing aan die dag wil hê nie. Nee, sê nou maar jy het, ek wil weer 'n voorbeeld noem, jy het 'n program waarvoor jy baie lief is, jy kyk graag na daai program op TV of op die internet. In plaas van wanneer jy by die huis kom, eers die TV aan te skakel en die program te kyk en jouself te beloon, doen eers dit wat jou nader aan jou doelwitte gaan bring. Gaan sit eers en doen daai moeilike ding. En as jy dit afgehandel het, of as jy daai deel geskryf het wat jy wou geskryf het, of as jy daai boek gelees het wat jy wou gelees het, dan as daar tyd is,
gaan beloon jouself en gaan kyk na die TV-program. Of as jy daarvan hou om op die social media op jou foon rond te soek en te lees en opmerkings te maak. Moenie dit eerste ding doen nie. Wag eers. Totdat jy al jou doelwitte wat jy vir jouself gestel het vir die dag, al die dinge wat nie so maklik en van nature kom vir jou nie, totdat jy dit afgehandel het. En dan as jy dit afgehandel, dan sê jy, wow, dis klaar gedoen. Nou kan ek myself beloon. Nou gaan ek so 'n paar minute sit met my foon en dan gaan ek so 'n bietjie op social media rondspeel. Beloon jouself na dit. Nie voor dit nie. Dit is eenvoudig, nee. Almal wat kinders het, weet hoe dit werk. 'n Kind kom en hy sê ek is lus vir roomys, dan sê jy, nee, jy kan nie nou die roomys kry nie. Jy moet eers jou kos eet en as jy klaar jou kos geëet het, dan kan jy roomys kry. Dis hoe dit werk. Maar as ons volwassenes is, dan wil ons eers die roomys hê. Ons wil dadelik die gratification hê. Nee, stel dit maar so 'n bietjie uit. Dis goed vir jou. Pas uitgestelde beloning toe. En dit bring my by die 4de ding wat selfgedissiplineerde mense doen, die 4de geheim. En dit is, maak die lewe vir jouself maklik. Daar was 'n ou gewees wat graag wou net leer gitaar speel. Hy kon goed gitaar speel, maar hy wou graag beter gitaar speel. Hy wou graag gitaar oefen. En toe kom hy agter sy routine in die dag, as hy kom van die werk af, dan gaan sit hy voor die TV op die rusbank en dan sit hy die remote, druk hy die remote se knoppie en dan kyk hy programme. Nie as iets spesifieks nie. En dan dink hy so by homself, eintlik moet ek nou my gitaar vat en oefen, maar sy gitaar is in sy gitaarsak bo in die kas en hy sal op 'n stoel moet klim wat hy eers moet gaan haal uit die kombuis uit en dan moet hy na sy kamer toe dra en dan gaan hy opklim en dan gaan hy die gitaar daar bo uit sy kas uithaal. En dan dink hy, ag nee, ek is nie nou lus daarvoor nie, so kom ek kyk nou maar TV. En toe besluit hy gaan 'n ander plan maak. Hy gaan die gitaar bo die kas uithaal en hom uit die sak uithaal en hom op 'n staande sit reg langs die bank waarop hy sit en TV kyk. Het so gesê, so gedaan, hy het dit gedoen. En die volgende dag kom hy by die huis en hy gaan sit en hy vat die remote en hy sit die TV aan en toe sien hy sy gitaar hier langs hom en hy dink, miskien die gitaar speel, maar hy dink, ag, ek het al klaar die TV aangeskakel en dit lyk na 'n interessante program, kom ek kyk dit nou maar eers. En toe speel hy ook nie gitaar nie. Toe maak hy 'n nuwe plan. Hy vat die remote en hy haal die batterye van die remote uit en hy gaan steek dit bo in die kas weg, daar waar die gitaar was. Nou moet hy op die stoel staan om die remote se batterye uit te haal, anders kan hy die TV kyk nie. En die volgende dag toe hy kom, vat hy die remote en hy skakel die TV aan en die TV wil hy aanskakel en hy wonder, wat is fout met hierdie ding? En toe besef hy, o ja, die remote se batterye is bo in die kas en ek sal op 'n stoel moet gaan klim wat in die kombuis is en dan moet ek dit gaan haal en ek is nie nou regtig lus daarvoor nie. Ek is nou te moeg en hy sien sy gitaar langs hom staan en hy vat die gitaar, verskoon die honde daar langs aan hulle raas maar so in die dag. En hy vat die gitaar en hy begin te speel. Hoekom? Omdat hy dit vir hom maklik gemaak het om die ding wat hy moeilik vind om te doen. En dit is die 4de geheim van selfdissipline. Maak die lewe vir jou maklik. As jy in die TV-kamer instap, kyk 'n bietjie hoe dit opgestel is, né? Die TV staan en dan is die banke gemaklik rondom dit gerangskik, sodat jy lekker kan kyk. Dit is ingerig, sodat dit vir jou gerieflik sal wees om te kyk. So moet jy jou lewe inrig om daardie ding wat jy moet doen, maar wat jy dalk nie voor lus het om te doen nie, om dit makliker te doen. Moenie jou hardloopskoene diep ver wegbêre as jy wil gaan hardloop nie. As jy wil oefen, sit jou gewiggies op 'n plek waar jy dit sommer elke dag sien. As jy wil gesond eet, sit die vrugte wat jy moet eet op 'n plek waar jy dit sien. As jy verbykom, kan jy sommer vir jou appel vat of 'n piesang en dit eet, in plaas van die sjokolade wat daar lê, en dan gaan jy dit sien en dit eet. Ja, maak die lewe vir jou maklik. Rig jou omgewing so in dat dit conducive is, as die Engelse woord, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir conducive nie, maar dat dit bydra om dit vir jou makliker te maak, om dit te doen wat jy moet doen, en om dit nie te doen wat jy nie moet doen nie. En dit bring my by die laaste ene. En dit is, glo jy kan. Glo jy is werd om dit te doen. So maklik, praat ons negatief met onsself. Ons sê, nee, ek sal nooit fiks word nie, want ons is 'n bietjie groot van postuur, of ons het big bones, of ek hou net nie daarvan nie. Dis maklik om vir jouself te sê, jy hou nie daarvan nie. Maar begin vir jouself sê, terwyl jy die oefeninge doen, as dit nou oefeninge is, ek noem dit nou maar as 'n voorbeeld, sê vir jouself, wow, dit is goed vir my. Ek love dit. Ek word sterker elke dag. Praat positief met jouself. As dit is om, wanneer jy meer tyd saam met die Here spandeer, sê vir jouself, maar dit is vir my so lekker, sê vir die Here, Here, dit is vir my so lekker, om tyd met U te spandeer, om net met U te kan gesels sommer net. Dit is sommer net lekker bederftyd hierdie. Praat positief met jouself en glo, jy kan. Glo jy kan.
Dit begin in ons koppe. Soos my vorige video gesê het, en ek los onder hierdie video vir jou 'n skakel in daai video oor hoe om jou gedagtes te beheer. Maar glo jy is dit werd. Jy is dit werd om daardie doelwit wat jy vir jouself gestel het, te bereik. Jy kan selfdissipline aan die dag lê. Jy kan selfbeheersing aan die dag lê. Jy is in staat daartoe. Dit is nie buite jou bereik nie, want weet jy wat? God het deur sy gees wat in ons as sy kinders werk, vir ons daardie vermoë kom gee. Ons kan dit van God vra, ons kan dit vir hom bid, dat hy vir ons daardie selfbeheersing, daardie selfdissipline sal gee. Want dit is 'n vrug van sy Heilige Gees wat in ons is. Nou wil ek afsluit en ek wil vir jou 'n vraag vra en ek wil vir jou so 'n bietjie huiswerk gee om te doen. Dalk is dit een van die goed wat jy nie voorlus is nie. Vra vir jouself vandag af, wat wil ek graag hê? Wat wil ek graag bereik? En ek weet, dis nie nou die tyd om dit te doen nie. Jy sal as jy klaar gekyk het na hierdie video moet gaan stil sit en 'n bietjie dinge neerskryf. Vat vir jou 'n skoon stuk papier en dan skryf jy neer. Ek wil meer stilte tyd hou, of ek wil 'n halfuur elke dag saam met die Here spandeer in gebed, of ek wil fiks word, of ek wil, skryf jou doelwitte neer, of ek wil soveel kilogram gewig verloor. Skryf jou doelwitte vir jouself neer. Of ek wil 'n suksesvolle besigheid begin. Skryf jou doelwitte neer, en dan blaai jou blaai om. En op die ander kant van jou bladsy, daar skryf jy wat ek bereid is, wat jy bereid is, om prys te gee, om te betaal, met ander woorde, om daardie dinge in jou lewe te bereik. Miskien is een van die goed wat jy neerskryf, ek wil 'n goeie verhouding hê. Dan moet jy skryf op die ander kant, ek is bereid om elke dag aan daardie verhouding te werk, met my vrou, met my man, om tyd saam met hulle te spandeer, om te luister na hulle. Dis die prys wat ek bereid is om te betaal. Dalk sê jy, ek wil 'n lewensmaat ontmoet, dalk is dit een van jou doelwitte. Dan moet jy sê, maar ek is bereid om uit te gaan en met die kerk betrokke te raak, sodat ek mense kan ontmoet, sodat die Here daardie persoon op my pad kan bring, daardie lewensmaat na wie ek anker. Skryf neer, wat wil jy graag in jou lewe hê? En dan skryf jy op die ander kant, ek is bereid om dit te gee. En dan vat jy daai briefie, daardie bladsy van jou na die Here toe. En dan sê jy, Here, gee U vir my die selfdissipline, om die dinge wat ek nie moet doen nie te doen nie. En die dinge wat ek moet doen, te doen. Sodat ek my doelwitte kan bereik. Sodat ek suksesvol kan wees. En weet jy wat? Die Here is vir jou. Die Here wil hê jy moet daardie doelwitte bereik. Daarom sê hy, een van die vrugte wat hy vir ons gee deur sy Heilige Gees, is selfbeheersing, selfdissipline. Nou ja, laat gerus vir my 'n opmerking skryf hier onder die kolom. Waarmee sukkel jy? Watter goeders werk vir jou? Ek sal so graag van jou wil hoor. En alles van die beste. Mooi dag verder. Totsiens.